Goeiedag almal. Ek en Pieter staan hier so langs die Valdam. Ons is hier waar Suzette altyd kom visvang het, hier naby in Oranjewil. En ons gaan vandag ons die laaste as hier so uitgooi van Suzette. Te Holdeblyke aan haar, in herinnering van haar. Ons gaan 'n woord doen, ons gaan ons nagmaal neem. So hou 'n bietjie styf vas saam met ons. Dit is natuurlik die laaste as. Ja, Pieter, as jy ook vir ons net ietsie wil sê voor ek die woord deel? ja ons het begin met die as, met die diens by Tugela Estate. En daarvandaan is ek en Rudolf en Lyken en Leanaya Miali na Christiesmeer toe. By teen aan die meer waar ons altyd so lekker gekamp het en 'n assie gegooi het. En van daar af is ek en Dewald en Marina en Alina toe na Bloemhofdam toe, terwyl ek nou daar bo by hulle was. En ja, ons was nou afgewees. Ek was hier by Jacques gister vir 'n mannakamp, waar ek ook die geleentheid gekry het om my getuienis te gee van my skietery en so ook net sommer van die begin af hoe ek Suzette leer ken het, wat ons als in ons huwelik van 40 jaar deurgemaak het met Dewald se kanker toe hy 'n klein seentjie van 2 jaar was, en Suzette wat malaria gekry het en amper by die dood omgedraai het, en Rudolf wat aangeval was by die dam waar hulle gekamp het en met messe en pangas in die dam ingejaag was, waar ek geskiet was in 'n rooftog, waar ek in baie ongelukke al betrokke was en waar ek moes dood gewees het, want die vyand het elke keer probeer om my dood te maak, maar prys die Here dat God se hand, ons koning Jesus Christus, het my elke dag en elke keer in 'n ongeluk beskerm. Het my beskerm met sy kosbare bloed in die bloedwyn gestop. En nou sê vir hom dankie. En nou is ons hierso, ek en ou Jacques, na die mannakamp van gister wat 'n groot sukses was, waar die Here weer eens net gewerk het in manne se harte, en ons wonderlike getuienisse gehoor het van Jacques Papenfoes, ook van Moegesukkel in Pretoria. Jacques met sy bediening wat elke dag brood vir die siel vir ons bring, en Bybelstudies en berading, is ons nou hier by die Valdam. Ons het lekker geëet daar in Denyswil, ontbyt, en ons is nou hierso by Oranjewil. En ek gee nou oor aan Jacques en dan sal hy verder vir ons die diens hier doen. Dankie Jacques, my boetie. Ons lees uit Lukas 22 vanaf vers 7 tot en met 23. Ek gaan nie nou alles lees nie, maar ons almal ken die skrif. Dit is waar Jesus saam met sy disippels gesit het. Hulle het die laaste nagmaal gehou. Jesus het sy hand in die broodmandjie ingedruk en hy het gesê, hy het die brood geneem, hy het dit gebreek en hy het gesê, hierdie is my liggaam, eet. En ons weet met elke geleentheid wat ons kan, soveel as moontlik as wat ons kan, terwyl ons skoon is, kan ons nagmaal neem, ter herinnering van wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis. Weet ons dat hy het aan die kruis gesterwe, en hy in sy woord sê daar vir ons, in Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword, en dis hoekom het Jesus die brood kom breek. Hy het gesê, dit is my liggaam. Met ander woorde, hy is die woord, so hy breek vir ons die woord oop. En nou het ons met die Heilige Gees wat in ons kan woon, het ons die geleentheid om die woord te kan verstaan deur Jesus se kruis en deur die brood wat hy vir ons gegee het. Ons is dankbaar vir wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis, en ons weet ook, wanneer ons 'n geliefde groet hier op die aarde, dan weet ons wel, ons gaan hulle weer tegemoet in die nuwe wêreld wat kom. Die wêreld wat ons Jesus Christus as koning gaan hê oor ons. Die wêreld wat ons weet, ons lewe saam met Christus as konings en priesters natuurlik. Nuwe aarde, nuwe hemel, nuwe Jerusalem. Dit is alles wat vir ons voorlê. En sodat ons vandag die geleentheid het hierso in die natuur, kan ons maar net dink, so mooi as dit hierso is met die water, die plante, die groen plante, die gras, weet ons dat dit gaan nog mooier wees wanneer ons daar saam met Jesus is, wanneer ons saam met ons geliefdes is. Sodat ons nou die brood gaan vat ook en dit gaan breek volgens wat die woord sê. Weet ons ook dat Jesus het gesê, hy het die sap gevat of die wyn gevat en hy het gesê, neem, dit is my bloed wat ek uitstort op die kruis vir julle. Hy het sy laaste druppel bloed vir ons gegee. En wanneer ons die wyn of die sap vat om te drink, dan besef ons dat dis nie sommer net goedkoop nie. Want ons weet Jesus het duur betaal vir dit wat hy aan die kruis gedoen het vir ons. En ons weet ook die stadium wat hy die kruis gedraai het, het hy het gedoen met ons elkeen se naam aan daai kruis.
Hy kon opgegee het. Hy kon gesê het, ek kan nie meer nie. En vandag wil ek ook sê, dat daar soveel keer in ons eie lewens, wat ons sê, ons kan nie meer nie, ons wil ook opgee. Maar ons weet, Jesus het nie opgegee nie, en hy is ons voorbeeld vandag. En ons dra ons kruis, en ons loop die pad deur. En ek kan sê, my Pieter, my broer, die Here dra hom ook deur hierdie pyn en hartseer. Ons weet, 42 jaar dis nie 'n kort tyd nie. Dis 'n lang tyd, dis 'n leeftyd, dis meer as 'n leeftyd. Wat 'n man en 'n vrou saam aan mekaar geheg was, wat beweeg het soos een, 2 gesonde kinders vandag, wat sterk kan staan, en wat 'n voorbeeld is ook vir ander mense. Kan ons net sê, dankie Pieter, want jy is ook vir ons 'n voorbeeld. Die krag waarin jy staan, die blydskap wat jy bring, die grappe wat jy maak, dis vir ons 'n voorbeeld. En ek is dankbaar vir die geleentheid vandag, dat ek hier kan staan, saam met Pieter, en weet dat, wat vandag af hier na toe vorentoe, die naweekse mannekamp, die woord wat daar gedeel was, die getuienis wat Pieter vir ons gegee het. Ons weet, hier is groot dinge op pad. Die manne van vandag moet opstaan. Die Here het julle elkeen geroep. Hy het julle geroep om priesters en konings te wees in julle huise. Hy het julle geroep om die man te staan, om julle vrouens en kinders te lei met die heerlikheid van die woord van God. Want hierin lê ons krag. Hierin in ons swakheid word ons sterker. Jesus het gesê, toe ons die sap vat, toe hy die sap vir die disippels gee, toe sê hy, dit is my bloed. Dit is die Nuwe Testament. En wat is die Nuwe Testament? Dit is, Christus is die heilige woord, die Ou Testament, en hy het dit vir ons oopgebreek in die Nuwe Testament, om dit beter te verstaan. En vandag wil ek jou vra, vat jou Bybel, lees hom, moenie meer tyd mors nie, want ons weet nooit wanneer is die tyd klaar nie. Ons weet nooit wanneer is dit ons tyd om te groet nie. Ek moedig jou aan, Pieter moedig julle aan. Jy weet gister wat ons so gesels het. Mense, ons dink altyd, Jacques het ook gesê, Jacques Pappenfoes het ook gesê, ons wag. Baie manne wag. Hulle wag voor hulle dit kry of dat kry, voordat hulle die woord wil deel, voordat hulle na plekke toe gaan om vir die mense te vertel van Jesus. Vandag wil ek vir jou sê, gaan na die ouete huise toe. Gaan na die hospitale toe, moenie laat iemand jou stop nie. Gaan na plekke toe waar mense net, as jy vir hulle bietjie uit die Bybel uitlees, gaan hulle gelukkig wees. 'n Ouete huis is 'n plek om te begin. Daai ou mense, baie van hulle kan nie meer lees nie. Hulle is so bly wanneer jy daar sit en jy lees vir hulle net 'n versie. Een keer 'n week, ek moedig jou aan, gaan doen dit, begin daar. Bid vir hulle. Bid vir mense waar jy gaan. Raak 'n bidder. Moenie meer sê ek wag vir dit of ek wag vir dat nie. Nee. Dis tyd, soos wat Jacques gesê het gister, dek jou tafel. Dek jou tafel. Want Jesus het ook die tafel vir ons gedek. En wanneer ons by Jesus gaan kom, wanneer hy sy bruid kom haal, dan gaan ons by die bruilofsmaaltyd aansit. En ek bemoedig jou vandag, hoor ons. Dis vir ons 'n voorreg om vandag hier te staan. Dis 'n voorreg om te weet dat God is in beheer van die dag van môre. So in jou dankbaarheid, doen jou deel. Dankie. Ons gaan nou nagmaal neem, sodat Jesus die broodjie gebreek het. Ja, dankie. Pieter, jy het ons die broodjie breek. Ons breek nou hierdie broodjie in ter nagedagtenis aan dit wat koning Jesus vir ons, elkeen, op Golgotha op daai kruis gedoen het, toe hy vir ons sy neusleer gelê het. Toe sy liggaam gebreek was, breek ons ook hierdie broodjie nou, en ons neem en ons eet. En ons sê, koning Jesus, baie, baie dankie vir u liggaam, wat u vir ons gebreek het. Jacques, my broer, neem eet. Dis
die liggaam van koning Jesus Christus. Dankie Vader, Dankie Here Jesus. dankie Here. Soos ons ook nou die sap neem, weet ons Jesus het sy laaste druppel gegee. En in dankbaarheid hoort ons meer te doen as wat ons doen in hierdie dae waarin ons lewe. Dankie Here vir u bloed. Dankie Here Jesus. Dankie Vader. Dankie Here. Dankie koning Jesus. Ons gaan dit afsluit met 'n gebed. Hemelse Vader, ons is dankbaar Here. Dankbaar Here vir u liefde oor ons, Here Jesus. Vader, dankbaar is ons vandag ook omdat ons hier kan wees, omdat ons Suzette se as wil hier kom uitstrooi, Here. Dankbaar Here dat u ons gebruik, Here, vir hierdie geleentheid. Vader, dat hierdie nou nie 'n boek is wat toemaak nie, Here, maar net 'n hoofstuk wat verander na 'n nuwe hoofstuk, Here. Vader, ons weet die woord wat uitgegaan het, Here, oor Pieter en Suzette se lewe was om met die karavaan uit te gaan, om u woord te versprei, om te doop, om disippels te maak van mense. Vader, en dit stop nie daar nie, want Pieter gaan dit aanhou, Here. Vader, en vandag vra ek, Here, seën vir Pieter, salf hom vandag, Here, met die heilige salfolie, Psalm 45 salfolie, Here. Salf hom vandag, sodat hy kan uitgaan, dat hy geseënd kan wees, en dat hy onbeskaamd sal beweeg, Here, daar waar u hom stuur, in Jesus naam. Vader, wees met ons in hierdie dag. Wees met ons nou waar ons ook die as gaan uitstrooi, Here. Vader, en as daar enigiets in ons lewe was, dan vra ons, Here, maak ons weer rein van vooraf. Was ons nou skoon, Here, in Jesus naam. Vader, en so kom ons ook, Here, as daar enige iemand in ons lewe is, wat ons nog nie vergewe het nie, vra ons, Here, ons vergewe hulle nou, ons maak hulle nou los, in die naam van Jesus. Vader, en elkeen wat iets teen ons het, Here, ons kom en ons vra, Here, breek daai ketting, breek daai boeie, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker. Amen. Amen. Ja.